Ek wil noem dat, indien jy wonder, hoe werk dit dat iemand 'n woord kan bring en kan spreek. Die woord van die Here is baie duidelik. 1 Korintiërs 14 is baie duidelik, waar die Here sê dat daar tale, profeseë, Paulus gee vir ons mooi lering rondom die goed. En dan praat hy van wanneer jy in 'n taal bid, dan praat jy verborgenhede met God en hy sê ook, hy wens almal wil dit doen, maar hy sê ook ons moet profeteer. Hy sê ook ons moet die woord wat God se hart is bring. So as dit vir jou vreemd is, dit is nie vreemd nie, dit is absoluut Bybels. En ek weet daar's mense wat sê ja, maar dit het gestop toe die Bybel gekom het. Ek lees dit nêrens in die Bybel nie. En ek sien ook nêrens dat God dit gedoen het nie, want dan moes kennis ook gestop het. Want die woord sê kennis gaan ophou. En ek sien kennis het nog nie opgehou nie. So dis my interessant dat die een ding ophou, maar die ander een nie. So tale, spreek in tale, die werking van die Heilige Gees is nog steeds 'n realiteit onder die kinders van die Here. En as jy onseker is, maak jou hart oop en vra vir die Here dat hy vir jou sal dit openbaar, die waarheid sal openbaar en dat hy jou sal vul met sy Gees. Amen. Dis God se hart, dis sy begeerte vir ons. So gaan bestudeer gerus 1 Korintiërs 14. En kyk, maar moet nou nie met 'n bril gaan kyk wat sê nee nie. Haal af die bril en sê Here leer my. En dan kan jy nie anders nie. Nou geliefdes, ek wil vanoggend met julle praat. En as ek 'n tema kan koppel, is dit in die gap. In die gap. Nou ek het so iets anders of in my gedagtes gehad wat ek wil voorberei. En in die week sit ek hier en ek sit net so en dink aan dit wat moet gebeur die spesifieke oggend en die lesings en goed wat ek moet aanbied en terwyl ek so sit en dink daaraan, kyk ek daar na die embleem daar teen die muur en as jy daar nie daai lekker teen die muur kan sien nie, daai embleem daar. En ek sit net so en ek kyk na die kruis daar in daai embleem en ek sien maar daai kruis staan in die gaping. En terwyl ek so sit, toe kom dit net in my hart op dat soos wat daar die kruis in die gaping staan, dis hoe Christus vir ons in die gap staan. En dis hoe ons as kerk in die gap moet staan. En terwyl ek so sit en dink, besef ek maar dis waaroor kerk gaan. Dit gaan daaroor om in die gap te staan vir Christus. Juis vir 'n behoeftige wêreld. Juis vir behoeftige mense wat werklik die Here nodig het. Jy weet ons is so geneig om as gelowiges, ons glo in die Here en ons is opreg met die Here, maar is baie maklik om te staan en te kyk in plaas daarvan om betrokke te raak. Dit is baie maklik om te staan en te wonder in plaas daarvan betrokke raak. En ek wil vir jou sê, geliefdes, die Here het ons nie geroep om te staan en wonder nie. Hy het ons geroep om in die gap te staan. Hy het ons geroep om juis op daardie plek te kom en juis daar waar 'n gaping is, daar waar 'n behoefte is, daar waar 'n leemte is in iemand se lewe. Daar waar iemand werklik Jesus nodig het, om in die gap te kom staan en juis daardie gebrokenheid vol te maak. Want as jy mooi kyk, is dit 'n gebroke sirkel. As ek daar teen die muur kan wys, of kom ek wys jy op die bord. En daardie gebroke sirkel wys juis na die gebrokenheid van hierdie wêreld. Wys juis na die gebrokenheid in ons lewens. En weet jy wat, Christus het gekom en hy het daai gap toegemaak. Hy het daai gebrokenheid kom volmaak, sodat ons in hom verheerlikte mense kan wees, sodat ons in hom amper seker volmaak kan wees. Maar dat ons in hom die lewe kan hê wat hy vir ons kom gee het. Hy het vir ons 'n amazing voorbeeld gegee. Wat dit beteken om hom in die gap te staan. En wat vir my interessant is dat Jesus sê vir sy disippels daar in Johannes 13 en dit was nou nie deel van die gedagte nie, maar dit kom net nou in my hart op. Sê hy, soos wat ek gedoen het aan julle, net so moet julle doen. En dis God se hart vir my en vir jou ook, is dat ek en jy navolgers van hom sal wees. Dat ons nie praters sal wees van Christus nie, maar dat ons navolgers van Jesus sal wees. En dis sy hart vir ons as mens. Dis sy hart vir ons as kerk, dat ons sal doen wat hy sê. Hy het vir ons amazing voorbeelde daarvan gegee, en ek wil vanoggend net so by een of twee van hierdie voorbeelde stil staan.
Okay, dalk 3 of 4 of 5, maar ek wil net gou by 'n paar van hierdie voorbeelde stil staan, want dis so amazing om te sien hoe Jesus sekere probleme hanteer het, hoe hy sekere goed hanteer het. Hoe hy eintlik vir ons gewys het om sekere goed te hanteer. En terwyl ek so sit en dink, en ek vra Here, maar daar's soveel goed wat 'n ou kan noem, is daar 'n paar voorbeelde wat die Here net in my hart wakker gemaak het. En die eerste ene vind ons daar in Johannes 8. En dit is 'n verhaal van 'n vrou wat op die daad in egbreek betrap is. Dis nou maar erg. 'n Vrou wat in egbreek betrap is, 'n vrou wat gevang is terwyl sy op haar man verneek het. As ek dit in ons Afrikaanse terme kan sê. Terwyl sy oneerlik was. En wanneer ons daai gedeelte gaan lees ons in Johannes 8, vers 3 tot 11, lees ons in die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? So hulle kom na Jesus toe, hulle sê, Here, ons het hierdie vrou, het ons nou net gevang. En sy is so skuldig, so seker, so skuldig soos nog iets. En die wet sê, dat ons kan hierdie vrou doodgooi met klippe. Dis wat die wet sê. En hulle was geregverdig gewees om op te tree volgens die wet. Hulle het die mandaat gehad om op te tree volgens die wet. Maar dan weet ons ook dat hierdie ouens se harte was nie noodwendig om haar dood te maak nie. Hulle wou Jesus toets. En hulle kom by hom en hulle sê, maar u, wat sê u? En Jesus se manier hoe hy dit hanteer is net vir my verbuisterend. Hy argumenteer nie met hulle nie. Hy kom nie met slim planne uit nie. En ons lees daar vers 6, dat dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met die vinger in die grond geskryf. So hy het nie aandag gegee aan hulle motiewe nie. Hy het nie hulle kans gegee om hom te vang of om hulle reg te help nie. Hy het met sy vinger in die grond begin skryf, maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle sonder sonde, wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En ons lees vers 9, en toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan. Van die oudste tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Kyk wat Jesus doen. Hy gee nie vir haar eers 'n lecture van wat en wat nie moet nie. Met sy liefde uit. Sê vir haar, gaan, ek oordeel jou ook nie. Amazing voorbeeld. Wat Christus ons gegee het, en hy kom staan vir hierdie vrou in die gap. Hy kom staan vir die vrou in die gap, sodat sy nie veroordeel word vir dit wat sy verkeerd gedoen het nie. Maar Jesus gee haar 'n duidelike opdrag, gaan en sondig nie meer nie. Hy praat duidelik met haar dat sy weet. Sy het 'n kans gehad. Jy sien, as ons mooi gaan kyk wat Jesus kom doen het, sê hy vir ons uitdruklik in Lukas 19 vers 10. Sê hy, want die Seun van die Mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. So dit was sy hart. Sy hart was nie om hierdie vrou gestraf te sien nie. Sy hart was dat hierdie vrou wat verlore was, dat sy gered moes word. Dit is sy hart. En hy staan vir haar in die gap. Weet julle, 'n volgende voorbeeld wat net in my hart opgekom het, was die rower aan die kruis. Ja, gaan wat 'n amazing gedeelte as ons daardie gedeelte kyk, die rower aan die kruis. En as ons mooi dink daaroor, hierdie ou het verdien wat hy gedoen het. Hy het verdien om aan daardie kruis te hang. Hy het droog gemaak.
So hy het sy straf verdien, waar hy aan die kruis gehang het. Hy was regverdig daar gehang. Maar Jesus was nie. En hierdie man kom en hy sê, Here, dink aan my. Here, dink aan my. En Jesus antwoord, hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Besef julle, hierdie ou het nie eers reg gebid nie. Hy het nie eers 'n sondaarsgebed gedoen nie. Hy het nie eers al die boksies getik wat ons wil tik voordat ons wil sê iemand is gered nie. Hy het net gesê, Here, dink aan my. En Jesus, hy het in die gap kom staan vir hierdie man. En hy sê vir hom, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Iemand het eendag gesê, en ek dink toe net weer daaraan terwyl ek hiermee besig is. Dink dit 'n bietjie, kry dit 'n bietjie die prentjie in jou kop, hierdie ou kom in die hemel. En een van die ouens gaan staan daar by hom en sê, "Maar nou het jy tot bekering gekom." En hy kyk die ou en hy sê, "Ek weet nie eintlik wat dit beteken nie. Al wat ek weet is die man in die middel het gesê, vandag is jy saam met my." En wie het jou gedoop? Gedoop? Nee, ek is nie gedoop nie. Maar die man in die middel, hy het gesê, vandag. Nou, is jy dan nie gevul met die Heilige Gees nie? Heilige Gees? Nou, ek weet nie van wat jy alles praat nie, maar ek weet een ding. Die man in die middel, hy het vir my in die gap gestaan. Hy het vir my gesê, vandag is hy saam met my. En geliefdes, partykeer wil ons dinge so kompliseer, terwyl die evangelie van Jesus Christus so eenvoudig is. Hy het vir ons gesterf aan daardie kruis. Hy het vir ons die gap toegemaak, sodat ons in hom versoen kan wees met die Vader. En weet julle wat vir my amazing, dat dit nie net gegaan oor mense wat in sonde was nie, hoewel ek nou by enetjie gaan stil staan. Wat vir my net interessant is, dat hy het ook belang gestel in die fisiese behoefte van die mense. Dit was ook vir hom belangrik. Hy het ook in die gap gestaan vir hulle wat meer as net sonde nodig gehad het, op daardie oomblik, of vergifnis nodig gehad het. 'n Voorbeeld daarvan lees ons in Matteus 14, vanaf vers 13 tot 20. Lees ons hoe Jesus, hoe hy uitbeweeg het, en 'n klomp skare gehoor het, hy het uitgegaan soontoe, en hulle het hom gevolg. En ons lees daar, en toe Jesus dit hoor, het hy daarvan in 'n skuit vertrek, na 'n verlate plek alleen, en die skare het dit gehoor, en hom van die stede af te voet gevolg. Dit was toe Jesus gehoor het van Johannes die Doper, dat hy ontdoof is en so aan, toe hy onttrek. En dan lees ons daar vers 14, en toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien, en innig jammer vir hulle gevoel. En hy het hulle siekes gesond gemaak. Ja, julle wat, hy het nie net gestaan en kyk, en net gekyk vir wie droog gemaak, dat hy hulle kon reghelp nie. Hy het ook gekyk wie het hom nodig gehad in hulle liggame. Wie het 'n behoefte gehad in hulle lewens. Hy het innig jammer vir hulle gevoel. En weet julle wat, as ons verder gaan lees, hy sê, en hy het hulle siekes gesond gemaak. Hy het daar die gap toegemaak. Hy het in die gap gaan staan vir hulle siektes, vir hulle probleme, vir hulle situasie. En dit het nog 'n entjie verder gegaan. As ons verder gaan lees, en ek gaan nou nie by alles stil staan nie, kom die disippels, hulle sê stuur hierdie mense weg, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop, want daar is baie mense, en hulle moet kos kry. En weet julle wat doen Jesus? Hy staan weer eens in die gap. Hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. En die disippels kom en hulle sê, maar ons het net 5 brode en 2 visse. En hy sê, bring dit vir my. Bring dit vir my. En hy sê vir hulle, hy gee vir hulle opdrag, hy sê, om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en nadat hy die brode gebreek het, gee dit aan die disippels, en die disippels aan die skare, en almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. Sien, Jesus het in die gap gestaan. En net so tussen hakies, ons lees 2 keer van die vermeerdering van die brode. En die eerste een
was daar 12 mandjies wat opgetel is. Na die tyd, hoeveel was die tweede keer opgetel? 7. Hierdie 12 mandjies verwys na die 12 stamme van Israel. Waarvoor Jesus in die gap gestaan het en gesê het, ek het genoeg vir julle ook. Daardie 7 mandjies verwys na die 7 gemeentes in Openbaring 1, 2 en 3. Wat wys dat vir die kerk, vir vandag, het Jesus ook genoeg gedoen. Het hy ook in die gap gestaan. Nie net vir die vroeë kerk nie, nie net toe hy op aarde was nie, maar steeds vir vandag staan hy ook vir ons in die gap. Sy liefde vir ons, groot. Sy liefde vir ons, absolute amazing. Ons wil ek kom by 'n laaste gedeelte en ek dink hierdie gedeelte is vir my, was vir my nog altyd net so kosbaar en spesiaal. Want dit het net gewys wat Jesus werklik kom doen het vir ons. En dis 'n verhaal van 'n Fariseer wat Jesus nooi, en ons lees dit dan Lukas 7, vanaf vers 36 tot 48. Ons lees daar, en een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die Fariseer gekom en aan tafel gaan sit. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring. Hy word genooi deur 'n Fariseer, deur 'n skrifgeleerde, om by hom te gaan eet. En daar's 'n vrou, 'n sondares, 'n slegte vrou, wat hoor dat Jesus daar is. En sy vat 'n fles vol salf en sy gaan na daai Fariseer se huis toe. Let wel, sy's nie genooi nie. Sy's nie 'n gas nie. Sy het eintlik niks daar uit te maak nie. Maar steeds gaan sy. En ons lees, en agter by sy voete gaan staan en geween. Nou daardie tyd, wanneer hulle gaan sit het hulle so half plat op die grond gesit op 'n kussing of so, en hulle voete so half agter hulle, wanneer hulle so aan die tafel geleun het. En die diensknegte wat hulle bedien het basies agter hulle voete gestaan, van waaraf hulle die gaste, die mense aan tafel bedien het. En hierdie vrou het gegaan en sy daar waar die diensknegte moes staan, het sy by die voete van Jesus gaan kniel. Jy's daar waar die diensknegte veronderstel is om te wees. Daar het sy gaan sit en ons lees verder. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Ja. Hierdie vrou kom. Mense, dink net so bietjie, hoeveel moet jy huil om iemand se voete so nat te maak dat jy nodig het om dit af te droog? Hoe gebroken moet jy wees om so te huil, om iemand se voete met jou trane nat te maak? En hierdie gebroke vrou kniel by die voete van Jesus. En let wel, dit was vuil voete. Sy voete was nie gewas nie. En haar trane maak sy voete nat. En met haar hare, so tussen hakies die woord van die Here sê vir ons, hare van 'n vrou is haar eer. En sy kom met haar eer, met haar heerlikheid, met dit wat sy het, ek wil amper sê, met haar kroon kom sy. En sy kom droog, daardie vuil voete van Jesus, met haar hare af. En sy soen daardie vuil, nat voete. Weet jy hoe gebroken moet jy wees? Om so totaal oor te gee. Weet jy hoe stikkend moet jy wees? Weet julle wat vir my amazing is hierdie Fariseer, hierdie kerkou, kyk hierdie prentjie so in, sommer in my eie taal, julle kan daar lees as julle wil.
sit hy by homself en dink, "Jo, as hierdie oue profeet was, dan moes hy geweet het wat se tipe vrou hierdie is." As hierdie ou profeet was, sou hy verstaan het dat ons Jode laat nie so vrou aan ons raak nie. Ons Jode laat nie so vrou eers naby ons kom of met ons praat nie. En hy laat toe dat sy voete was met haar trane. Hy laat toe dat sy voete soen. Hy laat toe dat sy voete salf. As hy 'n profeet was, moes hy geweet het. Of julle wat vir my amazing is Jesus wat opstaan en vir hierdie vrou in die gap gaan staan. Hy veroordeel haar nie. Hy breek haar nie af nie. Hy sê nie vir haar, hoorie, jy is nou ongeleë, dis nie nou tyd om met sulke goed te kom nie. Julle wat doen hy? Hy sê vir Simon, Simon, ek wil jou 'n vraag vra. En julle kan dit gaan lees. Ek gaan nou nie by dit stil staan nie. Hy sê 'n geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Een het 'n bietjie en een het baie skuld gehad. En hulle kon hom nie betaal nie. En hy kom en hy sê vir hierdie skuldenaars, hy sê, ag, dis okay, ek skryf julle skuld af. En Jesus vra, watter een is die blyste? En Simon sê, wel, Here, seker maar die een wat baie geskuld het. En Jesus sê vir hom, ja. En dan sê Jesus iets baie interessant. Hy sê vir hom, Simon, die volgende verse, laat ek net daarna toe kom. Hy sê, daarom draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie. Sê julle hoekom ek sê Jesus se voete was vuil? Sy voete was nooit gewas nie. Sê water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. Ja. Haar hare, haar eer, haar trots, sy gebruik om my vuil voete mee af te droog. Hy sê, soen het jy vir my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe. Want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief en hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Weet julle wat? Jesus kom en hy kom staan in 'n gap. Hy kom staan in die gap vir haar. En wat vir my amazing is dit stop nie daar nie. Daar's soveel ander voorbeelde wat ek vanoggend vir julle kan voorhou van Jesus wat vir ons in die gap kom staan. En wat vir my amazing is dat die woord van die Here sê nog steeds vandag staan hy vir ons in die gap. Steeds vandag is hy vir ons die ewige hoërpriester wat in die teenwoordigheid van die Vader is. Wat vir my en vir jou in die gap staan. Hy stel nog steeds intens belang in elkeen van ons. Ongeag of hy is soos wat daardie vrou is, of hy dalk is soos Simon, die Fariseer. Ongeag of jy dalk van daai skare is, wat hy vir jou gaan sê, gaan sit net en laat ek jou siekes gesond maak, of laat ek jou iets gee om te eet. Laat ek jou behoefte aanraak. Ongeag wat jou werklike behoefte is, staan hy steeds vir ons in die gap. Sê Hebreërs 7 vers 25, hy sê daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. So Christus tree steeds vir elkeen van ons in. Hy staan vir ons in die gap. Hy staan vir jou in die gap. Hy staan vir elkeen van ons. Wys gou jou vingers so na iemand toe. Wys na iemand toe. Hy staan vir jou in die gap. Hy staan vir jou in die gap vandag. Maar wys dit na jouself toe. Hy staan vir my in die gap. Hoor gou hier, geliefdes. Ek wil afsluit met hierdie skrifgedeelte. Want so lief het God die wêreld gehad,
So lief het hy my gehad. So lief het hy jou gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo. Nie sommige nie. Nie hulle wat hy uitverkies het nie. Nie hulle wat hy dink is oulik of wie sy ouers genoeg geld gee nie. Sodat elkeen wat hom lief gehad het, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy staan vir ons in die gap. Hy het dit vir ons gedoen. Hy het dit vir ons verniet gegee. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U vanoggend vir ons in die gap staan. Here, en dis U begeerte ook dat ons vir mekaar so in die gap sal staan. Maar Here, in baie opsigte is ons self so gebroke. Here, in baie opsigte is in ons eie lewens soveel tekorte en soveel foute. Here, nou lyk dit baie keer of ons alles netjies bymekaar het. Here, soos ou Simon, die fariseer wat Jesus genooi het, gelyk of alles in plek was. Maar Here, nooit het hy eers daaraan gedink om die voete te was, of te laat was nie. Nooit het hy eers gedink om die hoof as gas by hom te salf nie. Here, al het dit gelyk of hy alles bymekaar gehad het, het hy nie. Here, maar was daar 'n gebroke vrou, wat verseker nie alles bymekaar gehad het nie. Wat gekom het en die voete kom was het. Was daar 'n gebroke vrou, Here, wat deur mense as 'n straatvrou, as 'n slegte vrou net gesien is. Here, maar sy het met haar trane die voete kom benat. So is hier vanoggend mense, Here, wat trane huil, wat in hulle harte, Here, trane stort, en desperaat is, en nie noodwendig die antwoord het, vir môre nie. Here, en ons of dit nou van 'n gebroke lewe is, en of dit net van seer is wat in 'n lewe is, Here, of dit van behoefte is, wat ook al daardie rede mag wees. Here, is die mense wat U so nodig het. Vanoggend wil ek sê, Here, dankie dat U vir ons in die gap staan. Dankie dat ons steeds kan weet, U staan in die gap vir ons. Dat ons steeds kan weet, Here, U het elkeen van ons so oneindig lief. Ongeag wie ons is. U is nie 'n aannemer van persoon nie, Here, maar U het vir elke mens kom sterf. U liefde was vir elke man en elke vrou. Here, en vanoggend wil ons in hierdie plek ook in die gap kom staan, vir iemand wat kan sê, maar ek het Jesus nou nodig. Ons wil ook vanoggend in die gap kom staan, om te sê, Here, ek het U in my liggaam nodig. Here, ons wil ook vanoggend in die gap kom staan, vir mense wat sê, Here, ek het U in my finansies, of in my kinders, of wat se rede ook al nodig. En ek wil jou uitnooi vanoggend. Ons bly bidend, hou jou oë toe. As jy vanoggend sê, Here, ek het U nodig, vir wat se rede dit ook al mag wees. Of dit is omdat jy ervaar, maar jy ken Jesus nie, jy het hom nodig in jou lewe, of dit is omdat jy 'n uitdagende situasie het. Of dit is dat jy sukkel met siekte vanoggend, of 'n depressie is, of dit 'n psigiese siekte of 'n fisiese siekte is, dit maak nie saak nie. Of dit is in jou werksituasies, jou finansies, wil jy dit nie net vanoggend vir die Here gee? Wil jy net vanoggend jou hand opsteek en sê, Here, ek het U nodig, dat U vir my in die gap sal staan in hierdie situasie. Wat ook al jou rede mag wees. Here, ons het U nodig. Here, ons het U nodig. Here, hierdie hande wat op is, Here, is hande wat vanoggend sê, Here, ons het U nodig. Ons wil bid dat U vir ons in die gap sal staan. Here, ons wil bid dat U vir ons vanoggend sal intree. Here, U wat dit reeds gedoen het, en U wat dit
nog steeds doen. Maar Here, ons wil vanoggend daardie uitdaging, ons wil vanoggend daardie probleem, ons wil vanoggend daardie hart wat dalk onseker is, wil ons net voor die neersit en ons wil vra, Here, ook vir ons, ook vir my, ook nou. Here, ons het nodig dat U ook nou in die gap vir ons sal staan. Dankie vir U liefde. Dankie dat U liefde vir ons so amazing groot is. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ons eer U en ons loof U in Jesus naam. Dankie Here. Amen. En ek